Hallo, ek is Petrus. As jy hierdie preek geniet, like, share en subscribe tot ons YouTube kanaal. Deel dit met ander, want die waarheid sal mense vrymaak. Jesus, Here, ons wil U loof. Here, ons wil U loof, ons wil U eer. Ons prys U naam. Ons kan net besef, Here, dat soos in Esegiel 2, as U vir Esegiel sê, hier, eet hierdie boek. Eet hierdie boek. En dan sê Esegiel dit, hy het dit U boek geëet. En dit was so soet soos heuning in my mond. Ons loof U. Ons prys U. Dankie Jesus. Dankie Here dat ons U woord kan eet. Dat ons U woord kan oopmaak op soveel maniere. Enige plek. En as daar nou rarig nie 'n selfoon eers by ons is nie, dan kan ons die verse wat ons in ons kop het, kan ons oor en oor sê. En ons kan weet, U woord is so soet soos heuning. Dis soos 'n boekrol wat U gee vir Esegiel. Ja, dit was meestal veroordeling. Maar hy moes 'n volk terugroep van weg van U af. En ons sê vir U, dankie Jesus, dat ons kan 'n nasie terugroep in U naam. Ons kan hierdie land terugroep in U naam. Ons kan hierdie land roep tot U koninkryk. En ja, dan bid ons eers vir ons regering en ons sê, Here, ons roep ongelowiges, godslasterlikes, mense wat eenvoudig reg teen U woord gaan, en ons roep hulle in U koninkryk in, of ons roep hulle dan om besluite te neem, en wette te maak, of wette te eenvoudig te vernietig, weg te vat, wat nie tot seëning is, vir die beste is, vir Romeine 8, hulle wat deur U geroep is, deur U naam geroep is nie. So ons verklaar dit, dat hierdie land sal ten goeie wees, vir hulle wat na U naam geroep is. Ons loof U daarvoor, ons verklaar dit in Jesus se naam. Ons prys U naam, ons loof U naam. Dankie Jesus, ons eer die naam van die Here. Die Here is so massive goed. Hy is so goed, amen, hy is so goed. Die Here is absoluut lief vir ons. En in hierdie proses van om vir jou konstant te vertel hoe lief en goed die Here vir jou is, wil ek vir jou vanoggend graag sê, dat daar is net een ding wat nodig is om te doen. Julle sien my net een vinger, nou die ander steek ek weg, as net een vinger, moet hom nie so draai, nou. Maar as net een vinger, nou. Daar's net een ding wat nodig is om te doen, wat goed is om te doen, sê die Here vir ons. En om hierdie ding te kan doen, of eerder wil ek sê, om hierdie ding te kan lewe, om dit te kan lewe, het ons Vader, die Almagtige, deur Jesus, sy kosbare eniggebore seun deur, verseker, dat soos die koninkryk van die hemel, net so ook op die aarde, Psalm 103 vers 19 en Matteus 6 vers 10, net soos in die hemel, so ook op die aarde, daar bo-natuurlike 24/7 kommunikasie tussen my, jy en God kan wees. Hy het dit moontlik gemaak. Deur Jesus het die Here dit moontlik gemaak. Met ander woorde, dat Heilige Gees hier kan bly. En dat ek net eenvoudig in my gedagtes met die Here kan praat en hy hoor. Ek hoef nie op die top van 'n berg te gaan staan nie. Ek hoef nêrens anders te wees nie. Ek kan net met hom praat en hy hoor my. Hy, Psalm 106, draai sy oor na my. En hy luister na my. Gaan kyk 'n bietjie. Toe ek die eerste keer lees, het ek dit 2 maal gelees, voordat ek besef, maar dit is regtig daar. Prys die Here, was baie jare terug. Maar julle sien, Jesus het dit, en Vader het dit moontlik gemaak, dat daar letterlik 'n onverbreekbare sein is, tussen ons en God. Daar's 'n onverbreekbare sein. Jy kan enige tyd, enige plek, en enige situasie, al is jy in 'n, ek wil nie eers beskryf nie, want dis te veel jong mense hier, maar in elk geval. Maar jy kan in die slegste posisie situasie wees, die diepste sonde wat jy jou kan indink. Ek wil nie met jou daar indink nie, maar die diepste plek waar jy nie eers iemand sal wil gaan uithaal nie, kan jy jou bevind. En jy kan met God praat en hy luister. Hy hoor.
Hy hoor 'n getuienis wat ek in die Wena een keer gesien het op Duistar TV. Van 'n ou wat hele klompie jare terug, maar hy het ek het dit al vir julle vertel, maar dit is die moeite werd om dit oor en oor te vertel vir mekaar. Hierdie ou was 'n filosoof, 'n professor in filosofie by een van daai universiteite wat dink hulle is goed, Yale of Harvard of een van daai. En sy grootste pret het hy altyd gesê, was om eerstejaars studente te vertel dat daar nie 'n God is nie. En dat Christendom en alle godsdienste is net 'n gedagte, jy weet. Men besef hy dat selfs die moslems en die hindoes en al daai mense is nie net 'n gedagte nie. Daar is 'n regte duiwel. Hy is 'n werklikheid, maar in 'n geval, en prys die Here, ons geloof is 'n werklikheid. Maar sy grootste pret was om eerstejaars studente te challenge oor hulle geloof. En hy gaan na 'n konferensie toe in Parys en hy kry 'n een of ander aneurism of een of ander ding en hy val net daar in mekaar. Hy was een van die sprekers en nadat hy gepraat het, toe hy net gaan sit, daar val hy in mekaar en hierdie ouens bel die ambulans, hulle vat hom na 'n hospitaal toe, een van die bestes in Parys. En hy lê vir 6 ure in 'n gangetjie en wag vir behandeling. Daar het ek besef, dit was nou nog in die 90's, het dit blykbaar gebeur. Daar het ek besef dat ons is so geskok oor ons land se hospitale. Hoekom? Omdat ons hospitale beter was as die res van die wêreld se. Ek's ernstig. Ek het 'n klomp ander voorbeelde ook vir jou noem. Kom vra my as jy belangstel. Maar werklike gebeurtenisse, mense wat ek ken. Maar oor see, maar die punt is wat ek wil maak is dat hy lê daar en hy beleef. Hy beleef dat hy kyk terug, hy beleef hy staan op en hy kyk terug na sy liggaam. En 'n ou kom na hom toe gestap, vriendelik, aangename ou. En hy vat hom in die arm en hy begin hom. Hy sê kom, hy sê hoekom? Waar moet ek? Hy sê kom net saam met my. En hy stap, hierdie ou stap met hom in die gang af. En soos wat hulle stap, word hierdie gang 'n tonnel. En na 'n rukkie sluit daar nog ouens, net sulke aangename ouens saam met hom aan en hulle is in hierdie tonnel en toe begin hulle met hom sy sake werk. Hulle begin hom slaan, hulle begin hom sleg sê, hulle begin allerlei goed met hom doen. En op die ou einde dan land hy in die hel. Dis sy belewenis wat hy gehad het, fisies, vertel hierdie ou self. En hy's in die hel. Hy sê en hy besef toe, dit wat hy altyd oor gespot het, is 'n werklikheid. Hy is in die hel. Hy sê maar sy ouma, prys die Here vir oumas. Onthou nou, julle gaan oumas wees, oumas. Sy ouma het vir hom geleer van Jesus loves me, yes I know. Jy weet daai liedjie, né? Wonderlike lied. En al wat hy omtrent kan onthou is Jesus is lief vir my. Dit het sy ouma vir hom gesê. Hy sê en hy roep uit na Jesus. Hy roep uit na hom. In die volgende moment toe vat die Here hom en hy haal hom uit daarso. Dit was sy belewenis. En die Here sê vir hom, jy moet teruggaan, jy moet gaan getuig. Hy het nie groot ander gebeurtenisse gehad nie. Die Here het hom uitgehaal, met hom gepraat, baie kortliks. Die Here wou nie veel vir hom sê nie. En hy, dis nou my idee hoor ek, en hom teruggestuur, en hy's terug in sy liggaam. En die volgende oomblik toe hy bykom, toe's daar 'n nurse besig om hom by te kry. Hy sê hy weet nou nog nie hoekom sy hom wou bykry nie, want hulle wou hom in elk geval nie behandel nie, maar in elk geval. En hy het daar opgestaan. En hy's gesond. En hy gaan terug na die konferensie toe. En toe het hulle hom nie weer genooi nie. Want hulle was die eerste ouens vir wie hy vertel dat Jesus is 'n werklikheid. Die ouens wat dit nie wil hoor nie, moes dit hoor. Maar ek wil hê julle moet verstaan, selfs al land jy in die hel, kan daar nog kommunikasie wees. Ons kan dit nie vir almal beloof nie, dis 'n feit, né? Anders er so, maar in elk geval, punt is net, ons kommunikasie met die Almagtige is letterlik ons verhouding met die Here. Om te kan kommunikeer met Vader, Jesus en Heilige Gees in absolute werklikheid. Dit is jou verhouding met die Here. Jou verhouding met die Here is jou kommunikasie met hom. Verlede Sondag het ons aan mekaar uitgespel dat ons Here is liefde, né? Nou God is liefde. 1 Johannes 4. En omdat hy liefde is, daarom kan ek nou vir jou sê die vyand is vrees. Een van sy beste definisies om hom te beskryf, hy is vrees. Want in 1 Johannes 4 sê dat waar liefde is daar geen vrees nie. Hoor julle? So die vyand is vrees en hy werk met vrees. Hy wil met vrees, wil hy jou altyd aan die gang hou, en jou bekommerd hou, nou goed,
ek dink dit is vir hom 'n moeilike ding, né? Want as jy ou net te bang word, gaan jy dalk na die Here uitreik. Maar in elk geval, Lukas 8 kom Jairus. Ons eerste voorbeeld, Lukas 8 kom Jairus, die leier van die sinagoge, né? En hy kom smeek vir Jesus om dadelik na sy huis toe te kom, sy dogtertjie is besig om te sterf. Maar net as Jesus wil gaan, net as hy begin loop, kom die vrou met die bloedvloeiing, en sy raak Jesus se kleed aan. En Jesus, wel sy word onmiddellik genees. Jesus sê van vers 48 van Lukas 8, dogter, jou geloof, en hy gebruik die woord sozo in Grieks, jou geloof het jou gesozo, jou geloof het jou heel gemaak, ja, jou geloof het jou gered, jou geloof het jou verlos, jou geloof het jou genees en bevry. Dit is wat jou geloof gedoen het. Jesus sê vir haar, dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Daar's met ander woorde 'n onderbreking, 'n aangename onderbreking vir Jairus, né? Dit is 'n aangename onderbreking, maar vir hom was dit nag, want Jesus het vir 'n oomblik nou met hierdie vrou gepraat, en die volgende oomblik kom een van die ouens wat vir hom werk daaraan, vers 49, u dogter is nou net dood, sê hy vir hom. Vers 50, maar Jesus het dit gehoor en vir hom gesê, moenie, en ongelukkig vertaal die vertaling wat ek die meeste gebruik, die 2021, hy sê moenie ontsteld wees nie, maar dit is nie, is 'n vrot vertaling, jammer vir die ou wat dit gedoen het, maar die woord daar is phobon, 'n verbuiging van phobos, moenie vrees nie, moenie vrees nie, Jesus sê vir moenie vrees nie, die Engelse vertaling, New King James sê, do not fear, moenie vrees nie, glo net en sy sal gered, genees, bevry, heel gemaak word. Moenie vrees nie. Die wonderlike is, al wat ek en jy nou moet doen, een ding, en dit is kommunikeer met die Here. Maar gedurende hierdie kommunikasie kan jy in so 'n situasie, wat doen jy? Jy sê net vir vrees, jy hoort nie by my nie. Weg, vat jou paai en waai, gaan, weg, jy het 'n plek naby my nie, né? Want jy sien dan, hoef jy nie hierdie vreeslike geloof te hê nie. Wat het Jesus gesê, hoeveel geloof het jy nodig? Mosterdsaad. Jy het mosterdsaad geloof nodig. Maar as jy vrees weggooi, dan is jou mosterdsaad genoeg om saam met jou verhouding met die Here met hom te praat, konstant met die Here, wie se borrel slaan ek so, konstant met die Here te praat. Dit is genoeg om dan genees te word, gered te word, om in oorwinning te lewe. Jy sien, vir enige verhouding, en ons sê vir mekaar, die een ding wat ons moet doen, om ons in 'n verhouding met die Here te wees. En in enige verhouding moet daar kommunikasie wees. Nou goed, ek weet, en miskien moet ek dit bysê, ek het dit nie beplan om dit te sê nie, maar ek en man sal baie man sal vir jou sê, maar ek praat nie baie nie. Ek praat nie eens met myself baie nie. Ek kom agter, ek sit baie keer, ek dink niks aan nie, maar nee, alle mans praat nie so baie as ek nie. Baie mans praat nie baie nie. Maar dan moet jy begin om met die Here te praat. Moenie bang wees hy jou gaan beskuldig as jy te veel praat nie. Onthou, selfs al is jy 'n man, teenoor is jy deel van die bruid van Christus. Hoor julle? En wie praat baie? Vrouens, bruide. Ons moet begin praat. Jy kan stil bly as dit by mense kom. Hulle kan sê, hierdie ou het nie, lyk my nie 'n stem nie. Dan moet jy net sê, ekskuus man, maar ek praat met die Here. Met hom wil ek praat, met hom moet jy praat. Dis die een ding wat ons moet doen. Dis eintlik al wat ek vir julle wil sê vanoggend. Kom ons loop. Nee, dis die een ding wat ek wil sê vanoggend. Praat met die Here. Praat met hom soveel as moontlik. Moenie wag tot dit sleg gaan of tot dit te goed gaan of wat ook al gaan nie. Nee, gaan na hom toe. Praat met hom in elke situasie, elke moment van jou lewe. As jy wakker word in die nag, om een of ander rede kon ek gisterand nie slaap nie. En tog het ek en Samuel, nee, ons het nie geoefen, weet ons, bietjie geoefen. Gisteroggend geoefen. Maar in elk geval, want ek moet, as ek in die aand oefen, dan miskien, ja man, maak nou die sakkie. Dis nou nie julle probleem nie. Maar gisterand toe kon ek nie slaap nie. Naderhand staan ek op. 11:30 toe staan ek op. Maar wat doen ek toe? Ek praat met die Here. En terwyl ek bid, dink ek daaraan, dis nogal waaroor ek môre gaan preek. Ek het nie met hom begin praat omdat ek dit vir julle vanoggend gaan sê nie. Maar ek begin praat met hom. Ek deel met hom my hart. Ek deel met hom my bekommernis en ek sê vir hom, Here, in U naam vat ek vrees en bekommernis weg.
My gedagtes, my hart, alles plaas ek op U, maak nie saak wat nie. Want dit is vir U wat ek lief het. U is die liefling van my siel. Altyd bang as ek dit sê, Philip gaan begin sing daar, hy het 'n pragtige lied, ou lied daaroor. Hy is die liefling van jou siel. Hy is lief vir jou, hy wil met jou kommunikeer. God is 'n man. Moenie dat mense nou vir jou vertel in die vandagstyd, God is neutral, wat gender neutral sê hulle. Amper sê ek verkeerde woord. Nonsens. God is 'n man. Dis hoe hy hom aan ons openbaar. Hy's 'n man, maar hy is nie bang vir praat nie. Hy wil graag hoor wat is jou situasie. Ivena het baie keer vir my so kwaad geword, want ek het 'n manier as ek met iemand praat, en sê ek gaan dit goed met jou. Hoekom? Ek wil hê jy moet vir my sê dit gaan goed. Hoor julle, dis maar net een gebroke mens. Nee, ek wil hê dit moet goed gaan met jou. Maar dis nie die regte manier om vir mense te vra nie, né? As jy regtig wil weet hoe gaan dit met hulle, moet jy vir hulle 'n kans gee om te kan sê, nee, dit gaan vrot. Hoor julle? Maar die Here gee nie om wat jy vir hom sê nie. Ek sal eintlik daarvan hou, as hy vir my vra, gaan dit goed met jou? Gaan ek vir hom sê, ja, is goed. En U praat met my, so dit kan nie anders nie, dit moet goed gaan. Julle sien, ek en jy is in 'n fantastiese situasie wat God moontlik gemaak het deur Jesus. Daar is konstante communion, konstante gemeenskap, gesprek moontlik tussen ons en Vader, Jesus, Heilige Gees. Dit is konstante gesprek, is 'n 100% werklikheid vir ons. Dit is moontlik om die hele tyd met die Here te praat. Praat net met hom. Jy hoef nie afsprake te maak nie. Jy hoef nie ergens heen te gaan nie. Hoor julle? Nou met die ouens wat nie kerk toe kom by my nou hoor, sê ja, daar sê hy dit, ek hoef nie kerk toe te kom nie. Nee, lig jou lei alleen, kom kerk toe. Maar julle sien, ek en jy kan konstant luister. Ons kan konstant praat met die Here. Ons kan luister hom. Luister is baie belangrik. Ons kan luister, ons kan met hom deel. Ons kan ons blydskap met hom deel. Ons kan ons kommer met hom deel. Ons kan letterlik aan sy voete gaan sit. As mense, goeie voorbeeld. As mense met oorfone loop, goed op hulle ore. As hulle stap met goed op, jy sien dit baie keer hier in Ocean Way, goed op hulle ore. Of hulle ry fiets met goed op hulle ore. Of hulle ry, ek het al iemand gesien ry. Die ou se kar is seker nie so goeie radio nie, nou het hy in sy ore. Dan is jy 'n gevaar. Jy is nie net in gevaar self, jy is 'n gevaar. Want jy kan nie hoor nie. Een van jou belangrikste sintuie is om te kan hoor. Jy moet kan hoor as 'n kar vir jou hoeter blaas. Jy moet kan hoor. Jy moet kan hoor as 'n aanvaller besig is om jou te gryp of jou wil gryp. Hoor julle, jy is nie net in gevaar, jy's 'n gevaar. Jy sal sommer in iemand vashardloop. Maar die wonderlike is in die kommunikasie wat ons met die Here is, het ons geen oorfone nodig nie. Ons het nie 'n satellietskerm, 'n skottel nodig nie. Ons het nie wifi nodig nie. Jy het niks nodig nie. Jy moet net praat. Hoor julle? Jy moet net praat. Hy wil graag met jou deel. Al sê jy net vir hom, môre Here, dankie dat U daar is. Praat met my Here. Man van min woorde. Dan moet jy ook nou net nie skrik as die Here begin baie praat nie. En as jy baie begin hoor, jy sê nee, dit kan nie die Here wees nie. Onthou, die Here is nooit vir jou soos wat jy wil hê hy moet wees noodwendig nie. Efesiërs 3 vers 12 sê, ons het al die vers al baie gebruik, maar hy sê in hom, Christus Jesus, in hom, het ons deur ons geloof sekere en vrymoedige toegang tot God. Sekere en vrymoedige toegang. Die deure is oop. Die Here is baie hardwerkend as Trump. Prys die Here, niemand kan die Here skiet nie. Nou, hulle het hom gister weer probeer skiet. Vanoggend probeer skiet, ja. Maar in elk geval, die Here kan hulle gelukkig niks leed aan doen. Dis alles vir my so awesome, dat ons glo in die enigste ware God, die Almagtige, is dit nie? Ons hoef nie soos moslems ons God te verdedig nie. Ons hoef nie bomme onder 'n ander ou te sit wat nie met ons saamstem nie. Nee, inteendeel, 'n bom van liefde dalk. Ons ek lief vir jou. Wow. Hoor julle, ons hoef nie te veg vir ons God nie. Hy is almagtig. Dit is nie goed as iemand die Here se naam uitelik gebruik nie. Dit is vrot vir hom. Ek sê gewoonlik as ek dit hoor, as 'n ou die Here se naam uitelik gebruik, sê Here, dit is so goed om 'n Christen broeder hier te ontdek wat die Here aanroep die hele tyd. Dis nou kosbaar. Maar ek moet sê dit gaan nie altyd mooi af nie.
Maar die punt is dat ons God is almagtig. Ons is almagtig. Maar ons het totaal vrymoedige toegang tot hom. Die Amplified Classic sê so mooi. Hy sê, because of our faith in him, we dare to have a boldness, the courage and the confidence of free access, an unreserved approach to God with freedom and without fear. Met ander woorde, wat sê die Here vir ons? Jy kan enige tyd, enige plek instap by my. Jy's altyd is jy welkom. Prys die Here. Voor op jou Bybel moet jy eintlik skryf, jy moet 'n foto neem dalk van hierdie welkom maatjies wat mense by die deure sit. En dan moet jy dit op jou Bybel plak, daai foto, welkom, want jy's altyd welkom. Baie mense besef nie, ek weet nie hoekom nie. Hulle dink daar's dalk 'n ritueel voor ek hom oopmaak. Nee, ek moet hom dalk nie oopmaak. Jy weet, julle sien die grootste geskenk, daarom is die grootste geskenk wat jy vir jou kinders kan gee, vir jou geliefdes kan gee, vir elke mens wat elke dag moet doen kry. Die grootste geskenk wat jy vir hulle kan gee, is om hulle te lei tot 'n daaglikse vreugde van die ewige lewe. Om daagliks te besef, maar ek leef uit die ewige lewe. Die ewige lewe wat die woord beloof, die ewige lewe in die teenwoordigheid van God is nou reeds, ons het dit al baie van mekaar gesê, Johannes 17:3. Want die ewige lewe is vir nou, om God te kan ken, want dit is die ewige lewe, sê Jesus, om God te kan ken. Daarom is die teenwoordigheid van, en die gesprek met ons Vader en met Jesus, is absoluut 100% moontlik, en die hele tyd kan ons sy woord vat, en ons kan sy woord lees, en ons kan in tale bid. Ons het soveel, die manier om hierdie wonderlike een ding wat ons moet doen in verhouding met God, te kan benut, om jou lewe te verbeter, dit is, die belofte is oneindig. Hoor julle? Elke situasie, jy hoef nie ongeduldig te raak as jy iemand moet wag nie. Yes, dit is tens, as jy al klare afspraak met 'n ander persoon het, en hierdie per dag nou nie op nie. Hoor julle, ek verstaan dit is tens, maar as jy nie nou dadelik, as jy kan wag, kan jy met rustigheid wag. Jy praat net met die Here, of jy begin om die ouens hier om jou na die Here toe te lei as daar ander ouens is. Ek wil jou graag herinner, daar's net een ding wat belangrik is. Midde al die kompleksiteit en die gesukkel om jou prioriteite in 'n ry te kry, sê ek nou vir jou vanoggend, is daar net een ding wat nodig is. Ek het 'n dagboek. En in daai dagboek skryf ek onder andere verjaarsdae, né? En in daai dagboek skryf ek wat ek ook al dink ek moet doen of wat ek nie gedoen het nie. Dan partykeer is daai lys baie langer. Hoekom ek probeer uitkom by alles. Ek sê nou vir julle, midde in alles dit, kan jy enige sekonde en moment met die Here praat. Elke moment met hom praat, ononderbroke. 'n Verhouding ononderbroke, 'n lewende verbintenis, kommunikasie met Jahwe is onsin. Die Here ons God. Lukas 10 vers 38 kom Jesus by Martha, wat hom as 'n gas ontvang. Nou ons almal weet, jy het dit al definitief, moes jy dit al gehoor het of raak gelees het ergens. In party van hierdie beskawings of bevolkingsgroepe is verskriklik die uiteindes wat hulle sal gaan om vir jou gasvryheid te ontvang. So gasvryheid is nog altyd 'n belangrike en selfs totaal ongelowige heidense beskawings of mensegroepe. Mense nie altyd hulle beskawings noem nie, maar mensegroepe is gasvryheid belangrik. Want baie keer tradisioneel het ouens min mense daar verbygekom. So as jy daar verbykom, of jy lelik, mooi of vuil of skoon is, hulle ontvang jou en hulle wil vir jou die beste gee wat hulle het. Hulle is uitgehonger vir geselskap. Uitgehonger. Maar die volgende gebeur hier by Martha. Martha is vir gasvryheid. Sy wil alles reg hê, né? Vers 39, sy het, Lukas 10 vers 39, Martha het 'n suster met die naam Maria gehad, wat by die Here se voete gaan sit het om na sy woorde te luister. Maar Martha was besig met al die voorbereidings. Julle weet, sy het klaar, die vacuum cleaner is geberg, maar nou sy besig met al hierdie koekies wat sy bak en al hierdie tertjie, al hierdie goedjies wat sy moet doen.
Sy kom toe daar staan en sê, Here, pla dit U nie dat my suster my alleen los om te bedien nie. Sê tog vir haar om my te help. Vers 41, maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy kwel en ontstel jou oor so baie dinge. Maar net een ding is noodsaaklik. Net een ding. En Maria het die goeie deel gekies. Dit sal nie van haar weggeneem word nie. Maria het gekies, vers 32 en vers 42, vers 39 en 42. Maria het gekies om by die Here se voete te sit en om na sy woorde te luister. Dit was haar keuse. Sy het heel moontlik geweet hier agter in haar kop, daai suster vir my, ek weet ek's besig om haar te test, maar miskien kan ek vandag na Jesus luister. Miskien hoef ek nie vandag al hierdie goedjies saam met haar reg te kry nie. Behalwe ek wil nou nie, maar in elk geval, party mense gee in elk geval nie om nie. Maar ek glo tog, saam met Maria, met Martha te gewerk het, moet Maria geweet het. Ek is besig hier om heavy kans te vat. Maar wat wou sy net doen? Sy wou by Jesus se voete gaan sit om te luister. En dit is die heel belangrikste ding. En saam met luister kom daar fluister. En jy praat saam. Hoor julle, dit is die een ding wat ek en jy moet doen. Maar wat gebeur? En ek het dit nie eens vertaal in Afrikaans nie, maar ek kan dit probeer in Afrikaans vertaal, maar ek het dit gisteraan toe, want kyk, Samuel skryf sy preek in Engels en vertaal in Afrikaans. Ek skryf myne Afrikaans, vertaal hom na Engels toe. En terwyl ek my Engelse vertaling doen, en ek hier kom, toe kom die volgende woorde by my op. We must not allow ourselves to be like paupers, like beggars, invited into the palace of a king, sitting at his table. But we are so busy rubbing our empty bellies, now hungry bellies, that we do not take part eating the best food and listening to and agreeing with the most precious conversation. Dit is hoe ons ongelukkig is. Hoor julle? Ons is letterlik, ons is ingenooi in die paleis van die koning. Inteendeel, het ek later gedink, miskien het ek verkeerd gehoor, van die paleis is nou in ons. Alweer sal jy vir my sê, 1 Korintiërs 3 vers 16, 6 vers 19. Die tempel van die Heilige Gees is hier nou. Die paleis is hier. Wanneer jy genooi word na die paleis, moet jy net binne in jou kyk. Jy sê, ek's bang om in my te kyk. Sê vir daai in jou vir wie jy bang is. Sê vir hom in jou. Ek het niks meer met jou te doen nie. Ek wil met die Here praat, hoor julle? Want hy is hier. Ek is genooi na die paleis toe. En ek wil eerder, wil ek saam eet aan hierdie wonderlike voedsel wat ons kry. Hierdie fantastiese brood wat ons kan eet. Ek wil graag daarin deel. Dis wat ek wil eet, dis wat ek heeltyd wil eet. En wanneer ek dit eet, wil ek praat. Ek wil luister. Ek wil vra vir my koning. Ek wil luister wat hy vir my sê. Soms sê hy vir ons goed. Soms terwyl ons ander goed doen, dan praat hy met ons. Maar baie keer gooi ons dit een kant toe. Julle sien, daar's net een ware sleutel tot oorwinning vir ons. 'n lewende verhouding, 'n verbintenis, 'n gesprek met God. Dit is ons oorwinning. Dit is hoe ons vir die duiwel en elke plan wat hy enigstens kan hê en al sy minions saam kan hê. Dit is ons plan om hulle totaal en al van ons af weg te vat, van ons af weg te hou. Die oorwinning is klaar behaal. Dit gaan ons aan die einde van mekaar op 'n ander manier sê. Die oorwinning is klaar behaal, maar in hierdie proses moet ons nie die geleentheid, ons laat jare verbygaan. Yes, as ons in die hemel is eendag, in die teenwoordigheid van die Here daar is, gaan ons sien, dit was al die tyd toe, letterlik, 'n baie korter tydperk as toe jy gebore is. Ek kan vir my sê, my ma was 12 ure, Samuel se ma was omtrent 24 ure in kraam. Moet dit nou nie te onthou nie hoor. Maar in elk geval, maar verstaan julle, jou hele lewe op aarde is korter as dit. Maar ons hoef nie daaroor eers, ons het die geleentheid om in die teenwoordigheid van God te lewe en met hom te kan praat. Dit is die wonderlike vir ons. 'n konstante lewende kontak en gesprek met Jahwe. En ek wil vir jou vanoggend sê, as ek en jy besluit neem
en eenvoudig in my gees daai besluit geneem. Nie net hier nie. Al moet jy dit elke dag in jou dagboek skryf. Jou dagboek het net 365 dae oor. Maar daar is nie meer 365 nie. Ons het seker nou al 'n derde verby, né? Ja, omtrent meer as 'n derde verby. 4, 8, 12. En so jy hoef nou net 'n paar dae gaan skryf. Praat met die Here. Jy kan dit anders sê vir môre of wat ook al. Maar al sê net elke keer praat met die Here, praat met die Here, praat met die Here. En as jy vir my sê skryf jy by luister ook, né? Want party mense praat net, hulle luister nie, né? Maar as ons in 'n konstante lewende kontak en gesprek met jou lewe, ek en julle, ons, dan sal ons Galasiërs 5:22-23, dan sal jy leef in die liefde, die vreugde, die vrede, die shalomne, die geduld, die vriendelikheid, die goedheid, die getrouheid, die sagmoedigheid en die selfbeheersing wat jy van Heilige Gees, dit is sy vrug. Sy vrug sal wys in jou lewe. Jy sal self verbaas wees. As iemand wil WhatsApp en sê jy sal nie glo nie. Ek is so goeie ouetjie. Jy sal 5 vers 25 van Galasiërs 5 deur die Heilige Gees lewe. Jy sal deur hom lewe. Daaroor kan jy hele preek. Jy sal deur die Gees lewe en jy sal met hom in pas wees, sê die 2020 vertaling. Wanneer is jy met iemand in pas? Ek weet baie van julle was nou nie in die party van hulle was nou nie in die army nie. Nee. Maar in die army is een van die eerste goed wat hulle vir jou leer, is om in pas te wees. Of hierdie maatjies van jou so lank is en of hulle so lank is, julle moes saam in pas loop. Ouens soos ek en Yuri moes baie keer korter tredes gee wat ons sou wou gee, maar jy moet in pas wees. Jy kon nie sê korporaal, ek is baie jammer, maar hierdie ouetjies gee sulke moffietreetjies. Nee, dit sou nie gewerk het nie. Hy sou laat jy 2, 3 van daai klein knappies op jou nek sit en hardloop om die boom. Ek dink is naas van 4 en hy stuur vir my gister 'n ding van aan die Almida, ons ou Almida, waar 'n hele groep ouens so hardloop met body PT, 'n maatjie op jou skouer en nou hardloop hulle. Hy sê park run in the 70s en 80s. Dus sê ek vir Samuel, dit was die beste medisyne. Dit was regtig die beste medisyne. Nou weet ek vandag die weermag het die beste geweet vir ons, ja. Julle sien, jy sal deur Heilige Gees lewe en jy sal in pas met hom wees. Jy sal vers 26 nie verwaand wees nie en ander uittart of jaloers wees nie. Jy sal Galasiërs 6 vers 1 as iemand anders deur sonde oorval word, hulle in 'n gees van sagmoedigheid sal jy hulle reghelp. En vers 2, jy sal ander se laste saam met hulle dra. Nou Galasiërs 5 vers 22 tot 6 vers 2 glo ek. As jy vir my vra wat is kerk? Dan gee ek dit vir jou. Regtig, dit gee ek dit vir jou. Dis hoe ons moet wees. Ons moet mekaar reghelp. Party ouens wil net reghelp. Ons moet onsself reghelp, ons moet mekaar reghelp. Ons moet mekaar se laste dra. Dit wil min mense doen. Maar ons moet leef in pas met die Gees van die Here. Ons moet in pas en dit is vir my en jou 100% moontlik. 100%. Hoekom? Want ons leef nie uit ons eie krag nie. Ons leef nie met ons eie woorde in ons kop wat vorm nie. Soos 'n tannie wat dementia kry gekry het, toe sê sy net vir Ivena, my woordjies maak nie meer sinne nie. Het sy gesê. En al maak jou eie woordjies nie sinne nie. Ek wil vir julle sê, die Gees van God kan nog steeds met jou praat. Die Here kan nog steeds deur jou werk. 'n Konstante lewende verbintenis, kommunikasie. My verhouding met Jahwe, daardie lyn is oop. Niks of niemand kan hom stop nie. Miljoene keer beter as Elon Musk se Starlink of enige Wi-Fi. Dis altyd oop. Die verbintenis tussen ons en die Here is oop. Ek wil vanoggend vir julle sê, ek sien in jou. Wat sien ek in jou? Wat sien ek in elkeen van ons hier vanoggend? Die picture vir 'n oomblik, Jesus is aan die kruis. En in sy laaste oomblikke roep hy uit Tetelestai, dit is volbring. En hy sterf.
En op daai moment, en wat ek eintlik wou doen is, ek wou vanoggend hier 'n laken gehad het. Maar ek is bang, as ek 'n krak is, ek 'n laken vat en ek skeer hom hier voor julle oop. Jy weet. Maar sy hoef nie te geweet het nie, maar in elk geval. Maar en ek wil gehad het, ek wil hy laken so geskeer het. Op daai moment toe Jesus sterf, toe skeer die voorhangsel in die tempel tussen die allerheiligste en die heilige gedeelte oop. En van daai moment af is die lyn oop vir ons na God toe. Geen priester, profeet, dominee, pastoor, wat ook al is nodig tussen jou en Jesus nie. Dit is, mense sal sê, dis awesome. Ek sê, ja, maar weet jy wat is die nadeel? Jy is verantwoordelik vir jou eie stories. Daarom die wonderlike is, kry jou storie reg. Praat met die Here, geniet sy geselskap, praat met hom. Jy kan nie ophou om dit te doen nie. Gesels met hom, kommunikeer met hom, leef letterlik in 'n verhouding met hom. Julle sien, toe die voorhangsel skeer in die tempel, toe op daardie moment is dit vir ons moontlik om met Heilige Gees in ons te kan begin woon. As ons nou al daar kon wees en hom kon hoor en geweet het, Jesus gaan opstaan uit die dood. Van daai moment af is die eerste skottels is opgesit in die hemel. Die eerste lyne is getrek vir hierdie kommunikasie, 24/7, bonatuurlik. En al wat ek en jy moet doen, kom ek sê dit net so vir julle, omdat ons glo, is dit nou so. Omdat ek en jy glo, is dit so. Daar is 24/7 kommunikasie met hom. Dit is oop. Die Here wag, hy wil met jou praat. Hy wil met jou praat. Hy wil met jou gesels. Romeine 8 vers 14 en 16 sê, almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Die Gees self getuig teenoor ons gees, dat ons kinders van God is. Hoor daai getuienis. Ek wil graag hê jy moet daai getuienis hoor. Kom ons deel net die nagmaal uit. As ons eendag groot is, gaan ons ook sulke nagmaalglasies kry, hulle bestel hulle van Belito af. En dan skeer jy een velletjie oop, dan is dit die broodjie, en dan skeer jy een tweede papiertjie oop, dan is dit die druiwesap. Maar ek dink dit kos 'n bietjie. So as ons eendag groot is, gaan ons dit ook. Eendag as ek groot is, dankie Jesus, dat in U is ons groot. Dankie Jesus, ons loof U naam, ons prys U naam, ons prys U naam. Dankie Jesus, dankie Yeshua, Here ons loof U naam. Dankie Jesus, dat ons vanoggend kan sê, hier hou ons in ons hande, hou ons die liggaam vas, van Hom, deur wie en uit wie alles geskep is, vir wie, deur wie en uit wie alles geskape is. Yeshua Jesus se liggaam. Ons hou U liggaam vas, Here, want ons weet, Here, ons hou vas aan die beloftes en hierdie is deel van die beloftes. Hierdie is die ultimate belofte, werklikheid belofte, wat klaar waar geword het. 'n belofte wat ons elke dag as ons daaraan dink, kan ons dit vat, en onsself herinner. Maar in die geesteswêreld sidder die vyand, en alles wat daar teen is, hoekom? Want U liggaam spel vir ons, genesing, dogter, seun, jy is genees, jy is gesond, jy is gered, jy is bevry, jy is heel gemaak. Met U liggaam in ons hande, kom verklaar ons dit vir ons liggame. En ons sê dankie Jesus, dat ons U liggaam kan inneem, nie net om gesond en sterk te kan wees en dinge te kan, nee, om te kan in verhouding met U lewe, solank as wat ons nog op hierdie aarde is, en gesond genoeg te kan wees, om vir ander mense te vertel hoe kosbaar, hoe wonderbaar, hoe absoluut goed is ons God. 'n God wat almagtig is, ver verhewe bo enige iets of iemand wat ons ooit kan dink, almagtig ver bo ons gedagtes, maar so almagtig en so gevul met sy eie liefde, dat hy met elke een van ons wil kommunikeer. Dankie Vader,
Dankie Yeshua, dankie Jesus. Dankie Heilige Gees dat U nou hier is. En dat U vir ons elkeen sê, vat daai brood, sit dit in jou mond en beleef hoe dit my liggaam is, wat genesing bring vir elke sel in jou liggaam. Wat genesing bring vir elke situasie in jou lewe, vir elke verhouding in jou lewe, met baas, klaas of jou naaste. Wat totale genesing in jou lewe bring, wat herskepping bring, daar waar jy al gedink het, hierdie vinger gaan nooit weer voel nie, of wat ook al. Ons verklaar in U naam, Koning Jesus, U genesing, U werk aan die kruis, U bloed wat gevloei het vir ons, ja, maar U liggaam wat deur wonde, deur vlek is met wonde, uitmekaar geskeur is, sodat ons vanoggend kan sê, dankie Jesus, vir genesing, op elke vlak van ons lewens. Dankie Jesus, dankie Here, dankie Here, dankie Jesus, dankie Jesus, dankie Jesus. En dankie Here dat ons U bloed kan ophou. En dat ons kan sê, Here, hoe kosbaar is dit dat die een ding, soos U Yeshua ons Here self gesê het, Martha, Martha, net die een ding, Maria het dit gekies, en dis net die een ding wat sy hoef te doen. Sy het die belangrikste ding gekies, om by sy voete te sit, Yeshua se voete te sit en te luister. En Here, dankie dat ons nie net hoef te luister nie, maar ons praat, en ons sê, en ons gesels, en ons kan in 'n gesprek kom, want U het dit vir ons moontlik gemaak, en ons sê dankie daarvoor Jesus. Here, ek kom verklaar vanoggend, ons sal nooit ophou praat nie. Ons sal U naam besing en U naam groot maak, U naam eer, en ons sal met U persoonlik praat, dag vir dag, uur vir uur, in Jesus se naam. Ons sal versterk word, en ons sal suksesvol wees, en elke verhouding in ons lewe sal geseënd wees. Want Here, ons weet, dis nie belangrik oor hoe ons onthou word nie, maar is so belangrik, dat ons 'n indruk maak van Hom, wat alles vir ons gedoen het, dat hulle U sal onthou. Al vergeet hulle selfs wie nou hier was, maar dat hulle sal onthou, daardie persoon het iemand aan my bekend gestel. Daardie persoon, snap ek net, weet, ontvang en beleef 'n verhouding met die Here, die Almagtige, deur sy seun Yeshua Jesus, en daarvoor het U bloed gegee, Koning Jesus, die finale oorwinning, die bloed van die lam, vir ons gestort. Ons sê dankie Jesus, ons eer U daarvoor, dankie vir U bloed, dat ons as regverdiges daar buite kan gaan lewe, en hier binne in ons eie harte lewe, en ons self sê, jy is 'n regverdige van God, 'n regverdige aan wie soveel beloftes gemaak het, selfs sy kinders, sal Jesaja 54, die erfdeel van die regverdige, sy kinders sal shalom beleef, sal voorspoed beleef, sal prosperity beleef, sal gesondheid beleef, sal in 'n verhouding met U lewe. Dankie Jesus vir U bloed. Dankie Jesus, dankie Jesus. Dankie Jesus. Ons prys die Here. Vader, ons prys U naam, ons loof U naam. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Ons prys en eer U, dat wanneer ons hier uitstap, dan weet ons net, 100% nog deel van dieselfde moment. Ons stap nie uit U teenwoordigheid uit nie. Here, ons prys U daarvoor. Dit is onmoontlik vir ons om uit U teenwoordigheid uit te stap. Dit is onmoontlik vir ons om buite bereik van U stem te loop, te beweeg, te vlieg, te wat ook al. Ons is in U teenwoordigheid. Ons is midde in 'n gesprek met U, in Jesus se naam. En Here, dit is die seëning wat ons vanoggend oor mekaar kon verklaar. Ja, die Here sal jou seën
en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en hy sal vir jou is genadig wees. Hy sal sy aangesig oor jou verhef en hy sal vir jou shalom gee, vrede gee. En ja, so sê die Here vir Moses, moet jy my naam op Israel skryf, die volgende vers. Maar dankie Here, dat ons daardie beskerming, daardie shalom en daardie genade, dat ons dit kan vat en met U daaroor kan gesels dag vir dag, uur vir uur. En ons eer U daarvoor. Ons is pratende, geliefde kinders van 'n God wat met ons praat. Ja, deur U woord, deur ander mense en ook in ons eie harte. En ons loof U in Jesus se naam. Ons vat U seëning met ons al twee hande en harte. En ons sê dankie Here dat ons U kan ken. Wat 'n voorreg. Hoe bevoorreg is ons nie? Ons prys U daarvoor. Dankie Vader, dankie Jesus. Amen. Amen. Prys die Here. Prys die Here. Ons eer die Here. Ek wil julle regtig herinner. Julle weet waaraan aan Woensdag aand. So asseblief, nooi jou bure. As hulle wangedra, gaan ons jou nie kwaadlik neem nie, hoor. Maar maar as jy jou wangedra, gaan ons jou bure kwaadlik neem. Maar so sê hy, hierdie persoon is so goeie ou, hy het by julle geleer. Maar in elk geval, so ek wil julle net herinner, Woensdag aand 6:00. Kom ons worship. Kom ons eer die Here, prys die Here. Amen. Ek is Petrus de Tooy. As jy hierdie preek geniet het, like, share en subscribe tot ons YouTube kanaal. Deel dit met ander, want die waarheid sal mense vrymaak.